in God se woord. Weet jy, baie mense vandag wil hulle eie wil volg, en nie die wil van die Here nie. En dit is baie maklik om to fall into that trap of walking within your own will, en nie die wil van die Here nie. Hoekom? Want ons lees nie die woord van die Here nie. Ons dra nie die woord van die Here in ons harte nie, en ons kan nie die woord van die Here dra nie, as ons dit nie lees nie. Ons kan nie vir die wêreld vertel van hoe goed God is nie, as ons nie sy woord lees nie. Jy sien, die goedheid van God kom in sy woord. So as jy 'n goeie persoon wil wees, en ons streef daarna, want Jesus was dit gewees. Hy was die perfekte persoon, en moes op die kruis gaan sterwe vir jou en vir my, vir daai doel, om ons sondes te vergewe. Hy wat sonder sonde was, en is, en sal altyd sal wees. Help jou en vir my, om ook daai paadjie saam met hom te leef, en te stap. So, kom ons lees lekker saam. Ek gaan nou van Joshua lees. Ek moet net daar by die regte plek uitkom. Nou sê en ek gaan lees van vers 1 tot 9. Kom ons luister na die woord van die Here. Dis nou 'n opdrag aan Joshua. Elkeen van ons kry, ek weet nie of dit elke dag is nie, miskien eenmal 'n week, een keer 'n maand, kry ons 'n opdrag van die Here om iets te gaan doen, om iets uit te voer. Joshua was hierdie jong man. Moses was sy mentor gewees. Hy het hom gewys, hy het hom die wysheid gegee, dat hy by hom kan oorvat, en God het dit geweet, want God het hom daar gesit. God sit ons almal in 'n plek, hierso in Kroonstad, buite Kroonstad, waar ook al die Here vir ons stuur, om spesifiek 'n opdrag uit te voer wat die Here vir ons gee. Hoeveel keer het ek, as Peer, nie mooi geluister na die opdrag van die Here nie, of miskien verkeerdelik geluister na die opdrag van die Here, en iets anders te gaan doen het, en het was 'n disaster. En dan kyk ek terug en ek wonder, maar wat het aangegaan in my lewe? Hoekom het die dinge verkeerd gegaan? En so op 'n manier sal die Here vir jou kom wys, maar Peer, jy het nie geluister aan my nie. Jy het nie geluister na die opdrag nie. Nou ons weet, daar's baie sulke mense in die Bybel ook. Die Israeliete selfs het ook nie na die Here geluister nie. Hulle het altyd van die pad afgedwaal, wat God vir hulle gesê het, dis die pad wat julle moet volg. Dis hoe julle my moet aanbid, dis alles wat julle moet doen. Nou, met die woord van die Here, die woord van die Here moet uitgaan, en dis hoekom ek nou hierdie stukkie wil lees. Kom ons lees dit eers. Ek begin by vers 1. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua seun van Nun en assistent van Moses gesê: Moses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en die hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan julle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Eufraat, die hele gebied van die Hittite, tot aan die Groot See en die weste. Alles sal julle woongebied wees. Dis nogal 'n groot gebied, né? Solank jy lewe, sê God, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, net soos ons in die Psalms 1, 2 en 3 gelees het. Begin die psalms daarso, digter daarso, en sê vir ons moet die woord van die Here in ons harte hê. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet van my dienaar Moses, wat Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afkyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk. Wees vasberade. Moenie skrik nie. Moenie bang wees nie. Want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Oral waar jy gaan, is God met jou.
As jy 'n foutjie maak, hy's met jou, hy help jou om dit reg te maak. Maak nie saak waar jy gaan nie, wat jy dink, wat jy sê nie, as jy verkeerde dinge sê aan mense of wat ook al, God is daar. Dis omdat ons die woord van die Here, maar dink nou net 'n bietjie aan mense wat nie die woord van die Here in hulle harte het nie. Hulle doen net wat hulle wil. Hulle vloek en hulle skel. Hulle worry nie eens oor die Here nie. Hulle besef nie dat God saam met hulle is nie. Maar ons as Christene besef dit. Elke liewe dag as ek in my skriflesing doen in die oggende, dan besef ek God is met my. Want sjoe, hy praat met my so wonderlik. Partykeer moet my ook tug en my oor die hande slaan en sê, maar Peer, wat jy gedoen is verkeerd. En dan moet ek nou sê, Here, ek is jammer. Jy sien, die woord van die Here is daar om jou en ek te lei. Maak nie saak om in jou besigheid te sien, want weet jy, daar's baie korrupte besigheidsmanne en vrouens. En ek sê dit, want dit gebeur. Mense wat die taxman hulle wil nie belasting betaal nie. So they try and dive and duck and dive and doen wat hulle wil. Moenie dit doen nie. Voor die oë van die Here gee die Here jou die opdrag. Hy sê vir jou wat jy allemaal moet doen. En wat hy sê is, wat ek en jy moet navolg. Nou, die woord van die Here moet na die alle lande toe gaan. Is dit al daar? Nee. Daar's nog baie werk. Daar's heel wat werk. Daar's heel wat vertalingswerk wat moet geskied in die verskillende nasies met hulle eie tale, waar die Bybel nog nie is in hulle tale getranslate is. Nou wil ek vir julle 'n video wys hierso. Baie mense vra my, maar hoekom laat druk ons die Bybels in China? Dis dan 'n kommunistiese land. Nou gaan wel eers jy moet kyk na die video. Dankie. Dis 'n kort video. Kort en kragtig. Nou wil ek net 'n bietjie vertel oor daai video. Dis al 'n paar jaar teruggeneem. Okay, jy kan sien hy's nie mooi duidelik en so nie, maar hy's nog so kragtig want dit is nog steeds wat gebeur in China. In China het die kommunistiese government toe ons nou daar begin het Bybels druk. Toe sê hulle vir die Bybelgenootskap, die Bybelgenootskap, die verbond, die wêreldverbond van Bybelgenootskap. Sê hulle vir hulle, julle sal nie Bybels hier laat uitgaan nie totdat julle vir ons eie mense gee nie, hè? Kommunistiese land wat dit sê. Die Here werk, die Here slaap nie, die Here is besig. Hierdie mense, this is all that we needed, is die Bybel. Hoekom? Want jy weet self, China se Christene is ondergronds. Hulle mag nie kerke soos ons hierso het nie. Mag hulle glad nie hê nie. Dit is besig om te verander, maar hulle moet ondergronds gaan. Daar moet hulle Bybels hê. Daar's baie pastore en dominees goed wat daar gevang is wat in die tronke toegesluit is. En ek weet nie of julle weet van Pastor Lee nie, het jy sy boek gelees wat so dik is, toe hy nog gevangene geneem is, en hoe die tronk se deure net vir hom oopgaan, dieselfde as wat met Paulus gebeur het. Dan besef 'n mens, wow, God is in beheer, en God is besig, en daai mense, paar jaar terug, was daar 25.000 mense, elke liewe dag in China, wat hulle harte vir die Here gegee het, deur die ondergrondse kerke. Nou, 25.000 mense per dag. Hoe kan ons die Bybel aan hulle voorsien? Daar is net nie genoeg Bybels om te verskaf aan hulle nie. So wanneer daai mense 'n Bybel gekry het, sjoe man, hulle was vol blydskap. Het jy gesien hoe druk hulle daai Bybel, hoe soen hulle daai Bybel? Het jy iets besef in daai video, dat met al die lof en prysing en raas, ewe skielik raak dit rustig. Wat doen hulle? Jy sien hulle begin die Bybel lees. Want hulle is honger. Hulle is honger vir die woord. Hulle het al gehoor daarvan.
maar hulle het nog nooit hulle eie Bybel gehad nie, en dis hulle eie taal. Dit word in die Chinese taal gedruk, en daar's verskillende tale in China ook. En dit is wat die Bybelgenootskap doen, om Bybels te vertaal, te laat druk, sodat mense die woord van die Here kan hê. En dis nie net daar nie, as jy weet van 'n plek, ek wil net gou by die regte plek kom hierso, wat ek dit neergeskryf, doesn't matter. Hy's mos hierso, net so oomblikie. In Amerika, in New York, ek het nie geweet nie, ek het altyd gedink, dit is net die Bybelgenootskap wat vertalings doen, maar daar's baie mense, baie ander organisasies wat dit ook doen. En een van die organisasies wat dit wel doen, is 'n organisasie in New York called the Shepherd Bible Translators. Gaan kyk bietjie daarso. Weet jy wat? Hulle hele missie is om die Bybel te vertaal in ander lande, nie net in Amerika nie, maar in ander lande wat nog nie die Bybel het nie. En dis wat hulle fokus op daarso is. Soos wat ons by die Bybelgenootskap fokus op vertalings hierso in ons eie land. Nou moet jy weet, al 10 tale is al reeds vertaal, behalwe Engels. Engels kry ons van oorsee af. Maar die Afrikaanse Bybel, die Bybel wat julle gebruik, is deur die Bybelgenootskap in 1933 voor dit al vertaal. En ons besef dat die woord van die Here, geniet jy die woord? Dis lekker om in Afrikaans te kan lees, jou eie moedertaal die woord van die Here te kan lees. Sodat ons kan weet wat die Here van ons wil hê. Maar hoe moet die res van die wêreld dit weet? Dis hoekom vertaling so belangrik is, en hierdie mense het dit besef. So hulle gebruik mense oral in die hele wêreld in vertalings, veral die mense in die lande wat hulle gaan vertaal. En maar moet jy besef mense, dit is nie goedkoop nie. Vertalings is baie duur. Hierso in Suid-Afrika is ons tans besig met die Koe en die Kwedam en 2 ander daar in Limpopo, een taalgroep daarso en die ander een in Limpopo met Mpumalanga. Maar die Koe en die Kwedam het al omtrent hierso omtrent so 8 jaar terug begin met hulle vertalings. 2026 sal hulle daar klaar wees. So jy sien, dis 'n periode van hoeveel jaar wat dit vat om een Bybel te vertaal in 'n taal. En dis hoekom dit belangrik is, en dis hoekom julle as kerk, NG Kerk, en ek sê vir julle baie dankie vir hom, jy kan dit aan die kerkraad ook noem asseblief, ek sal ook e-poste vir hulle stuur. Dankie vir wat julle gee aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, net hierso, sodat ons werk kan doen met vertaling, want vertaling is belangrik. Die woord moet in mense se eie taal wees, want dit is lekker om dit te kan lees. God wil hê ons moet almal suksesvol wees, sodat ons toekoms in sy hande kan los, en besef wat die toekoms wat hy het vir ons, deur dit die woord te lees. So hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit om te weet wat God se plan is vir my? Om die woord te lees. Om te weet wat in die woord is. Weet jy, baie mense kan die woord vat en hulle kan hom memorize en hulle kan hom net so vir jou sê. Ek is nie daai tipe persoon nie. Ek moet gaan kyk waar is dit. En ek moet dit neerskryf. Maar ek weet is ergens daar. En ek weet min of meer waar dit is. En so lei God elke liewe mens. Elke persoon is verskillend. Jou persoonlikheid 'n verskil van die persoon langs jou. Al is dit nou jou man of jou vrou, of jou kinders, maak nie saak wie julle is nie. Elke een se persoonlikheid ken God. En hoe ken hy jou? Want hy vertel dit vir ons in sy woord. Ek en jy moet ons lewens om God se woord bou. Wat beteken om te bou? Daar moet 'n fondasie wees. En dit is God, ons almagtige Vader. En dan moet ons begin bou. Die kerk is gebou op Jesus Christus, want hy, soos hy sê in Engels, he's the cornerstone. Hy is daai steen, daai hoeksteen. En in daai hoeksteen is dit belangrik dat ons weet en besef dat hy ons lewens bou om hom. Hy is daar. Hy gaan nie weg nie. Hy het ons altyd vertel, nooit sal ek julle verlaat nie. Nooit. En daarom moet ons besef dat ek bou my lewe sodat ek deel kan wees van hierdie groot kerk van Christus. Maar is ons werklik die kinders van die Here in die kerk van die Here? Want baie mense sê hulle is Christene, maar dan as hulle uit daai kerkgebou gaan of hulle is dan doen hulle dinge wat hulle nie moet doen nie. Hoekom? Want ons tel nie ons Bybel op nie. Ons dra nie ons Bybel saam met ons nie. En ek wil net graag vir julle kom sê hierso, die woord is die sleutel tot sukses. Want God het ons nie gelees daar in Joshua dat hy sê as jy
I'm going to say this in English, if you meditate on my word day and night, dag en nag, as jy mediteer op my woord, dan sal jy eers suksesvol wees. Dan sal jy eers suksesvol wees. Ek het al baie mense gehad om my te kom en sê, maar hoekom is ek nie suksesvol in my besigheid of hier of waar het ek nie? Eerste vraag wat ek al vra is, hoe is jou verhouding met Jesus? Nee, goed. Ek bid elke dag. En dan vra ek hulle 'n vraag. Ek sê, lees jy jou Bybel? Ja, ek lees my Bybel. Ek sê, hoe lees jy jou Bybel? En dan begin 'n mens besef, maar jy lees nie jou Bybel soos wat jy moet hê. God se woord, jy weet, hoeveel keer het jy al deur die Bybel gelees? Ek myself het al 4 keer deur die Bybel gelees. Ek is besig weer om dit te lees. En elke keer wat ek hom deur lees, is daar iets niets wat nou na my toe kom van die Here af. Ek het al hoeveel keer gelees, maar dan is daar 'n boodskap vir my. So mense, lees jou Bybel, want die Here wil tog ons lei. Hy wil hê ons moet suksesvol wees. Jy sien, God se wil is in sy woord. Jy gaan nie besef wat God se wil is as jy nie sy woord lees nie. Joshua, well, he devoted himself to the Lord. Moses het hom geleer. Jy moet die Here erken. Jy moet weet van die Here. Jy moet al hierdie dinge weet. En so die Torah het hy hom geleer, of die skrif, en van God af. Ek en jy het die woord van die Here in ons harte hier vandag, hier voor ons. As we devote ourselves to the scriptures, the promised land, soos wat vir die Israeliete gegee is daar 'n belofte land vir jou en vir my ook, waar ook al jy leef. Hierdie is waar God wil hê ons moet wees. Dis deel van wat hy vir ons gee. In Psalm 14 vers 2 kom sê dit hierso: The Lord looks down from heaven on the children of man to see if there are any who understand, who seek after God. If there's any that understand, die mense wat verstaan jy die woord van die Here? Want as jy die woord van die Here verstaan, dan sal dit makliker wees vir jou om met mense te kan gesels, om met mense ietsie kan doen. Want tog wil God wil hê, daai liefde wat hy vir jou en vir my het, moet ons dit aangee vir ander mense. Jy moet die lig van Jesus wees, en jy gaan dit nie weet nie, as jy nie die woord lees nie. Daar sê die Here, hy is lig, en daarom as ons moet ons ook die lig wees, ons moet daai lig uitstraal. As Jesus kom sê, dat hy die lewende water is, kom drink van my. Sjoe, dis die woord van die Here. Dis lewend. Dis aktief. Is jy aktief in jou verhouding met God? Is jy so aktief dat jy kan nie wag om weer van die Here te hoor nie, soos jy na hom toe kom nie. En partykeer in my dag, dan smag ek na die Here. En wat doen ek? Ek tel die woord op. En ek begin lees. En as die Here net na my toe kom en sê, dis wat ek wil hê, Peer. Jy moet net die woord van die Here lees, sodat ons kan groei. En ek wil net vir jou sê, noem hierso, 'n selfoon is nie net 'n slegte ding nie. 'n Selfoon is ook 'n goeie ding. Dit hang af hoe en wat jy op jou selfoon sit en kyk. As jy goed van God kyk, dan is dit goed. Want daai goed laat jou dink aan die Here. Hy laat jou nader aan God beweeg in Jesus Christus, en Jesus lei jou ook deur die selfoon. So wanneer jy na verkeerde dinge kyk op jou selfoon, dan is dit sonde. Dis dieselfde in die wêreld, wanneer jy boeke optel en jy lees, of flieks kyk en wat ook al. Kyk na die goed wat jou sal opbou. Goed wat in die wil van die Here is. Goed wat God op jou pad bring, sodat hy vir jou iets kan leer daardeur. Dis belangrik om dit te doen. Daai mensies daarso, in China, dis vir my ongelooflik. Een van die ander video's wat ek gekyk het, of wat dat ook is daarso, is die mense, hulle het mos klein dorpies, en hulle is oralste daar in China. En dan sal hulle nou hoor, dat die Bybelgenootskap Bybels gaan bring na 'n sekere dorp, en dan is hy seker so 40 kilos weg. Dan stap hy mense, van een dorp daarso, want dan gaan Bybels wees. Nou weet hulle of hulle wel 'n Bybel gaan kry nie, maar hulle gestap, want hulle het gehoor, die hoop, wat lewendig gehou word in mense. Miskien kan ek my eie Bybel kry, want ek smag na dit. Hierdie mense het hulle eie Bybel gekry. Dan stap hulle daai 40 kilos, dan kom hulle daarso, dan haal die ou, kom die Bybelgenootskap ou se daarso, dan is daar baie mense, dan het hulle nie genoeg Bybels om vir almal te gee nie. En op 'n manier in daai oomblik is daar ook chaos. En daar's mense wat weggaan, wat se harte gebreek is.
want hulle het nie 'n Bybel gekry nie. Ek wil vir jou vra, gee jy vir mense 'n Bybel wat nie het nie? Lang terug, toe ek saam met die biskop nog gery het in die Methodiste kerk, toe was ek nog 'n proponent. Toe kom ons by die tolhek, en ons stop daar so, en hy het sy collar aan ook, biskop, en die persoon wat die geld vat by hom, vra toe vir hom, meneer, u is 'n kind van die Here, want u is 'n priester. Het u nie vir my 'n Bybel nie? Hy het besef, ek het besef, die ander dominee het besef, ons het nie 'n Bybel in die kar om vir hom te gee nie. En dan van daar af, maak ek seker, ek het Bybels in my kar. Engels, Afrikaans en Sesotho, want dis mos waar ons onbeweeg hierso. Het julle kerk Bybels hierso as 'n persoon daar instap en vra vir 'n Bybel? Ek is seker julle het. Wat ek gewoonlik doen, ons in die Engelse kerk, dan ons Bybels in die pews. Dan gee ek sommer vir 'n pew Bybel, dan kan ek hom ons later weer daar sit. Dit is belangrik dat ons die woord van die Here vir mense gee wat dit nie het nie. In Suid-Afrika alleenlik, en dit is omtrent so 5 jaar se statistieke hierdie, is daar nog 23 miljoen mense that don't have access to their own Bible. Weet jy hoeveel mense is dit? They don't have access. Hulle kan nie 'n Bybel kry nie, want daar's nie 'n manier hoe hulle dit kan kry, maar daar is. Ek en jy, dis ons missie, dat ons na elke plek toe moet gaan om vir die woord van die Here vir hulle te gee. Dit help nie ek kom daar so nie, en ek kom sê, maar ek is die woord van die Here, want jy is nie. Jesus is die woord van die Here. En daarom moet ek 'n fisiese Bybel vir mense gee in hulle hande. Dit help jy kom en jy bring die digitaal vir hulle nie, dit gaan nie werk nie. Jy moet die lewende woord in 'n harde band Bybel, moet jy vir mense kan gee. Nie almal het selfone, nie almal het data nie almal kan dit kry op hulle selfone nie. En dis ook maar 'n probleem. En so mense, ek en jy, God vra vir jou en my om daai opdrag uit te voer, om Bybels vir mense te gee, Bybels te versprei, daar. Partykeer is daar mense wat so kwaad is vir hulle werkers, hulle nie bereid is om vir hulle Bybels te gee nie, ek het dit al gehoor, plaaswerkers en so aan. En dan het ek nou weer baie suksesvolle stories en getuienis gehoor, waar 'n boer sê, en hy kom na ons en hy sê, het jy 20 Bybels vir my, Sesotho Bybels? Dan reël ek dat jy dit kry, en as ek hom vat, dan gee vir elkeen van sy werkers, jy moet sien hoe juig daai mense, selfs in Suid-Afrika, vir 'n eie Bybel, in Sesotho, die taal wat hulle spreek. Ons het nou hier een projek wat ons Bybels vir graad 7's gee. En wanneer ons gaan nie na elke skool toe nie, is wanneer ek nou so praat, en as 'n graad 7 juffrou of 'n hoof, of wat ook al, en hulle kontak my en sê, kan jy vir ons graad 7's Bybels bring? Dan maak ons 'n plan. En ons is daar in Bloemfontein, en ek vat hierdie Bybels, en ons kry 'n briefie, so 3 dae na dit stuur die juffrou vir ons 'n briefie daar by die Bybelgenootskap in Bloemfontein. En in hierdie briefie staan dit, baie dankie, dominee, Bybelgenootskap, dat jy Bybels vir my kind gebring het, en vir die res van die kinders. Ons het nie 'n Bybel in ons huis gehad nie, maar nou het ons 'n Bybel in ons eie taal, is 'n Sesotho Bybel. Gisteraand het my dogter vir ons uit die Bybel uitgelees, want sy is die enigste een in ons huis wat kan lees. Dankie vir die woord van die Here. Wow, net so ou boodskapie. Weet jy wat doen dit vir 'n mens? Vir ons wat Bybels versprei, vir ons wat Bybels laat druk, vir ons wat Bybels vir mense gee, om uit te kan gee vir ander mense, en vir mense aan te moedig om die woord van die Here uit te vat. Dit doen wonders vir ons. Dit laat ons besef, daar in 'n huis is daar mense wat nie 'n Bybel het, en weet jy, hoe leef hulle? Hulle leef deur om tot kerk toe te gaan, en daar die woord van die Here, wat die dominee ook al praat, en hulle gaan met daai woord. Dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie, en daarom wil die Here al hê, ek en jy moet die draers van die woord wees. Al is dit nou 'n harde band Bybel. En dan is daar die Gideons wat ook vir die graad 7's gaan vat. Dis wonderlike werk wat hulle doen. So elke graad 7tjie kry 'n Bybel as hulle begin met hulle hoërskoolloopbaan. En dis wonderlik. Ek het al baie by die Gideons gepreek oor my ou Gideon Bybeltjie wat ek hier saam met my gedra het. Miskien het ek al my getuienis, miskien moet ek weer my getuienis hier vir julle kom gee oor hoekom ek in die bediening is vandag, maar ek gaan nie nou daarin nie. Ek wil net hierso afsluit met 2 skriflesings hierso. Net eers by julle kom. Die eerste een kom uit 1 Timoteus
1 Timoteus, daar sê. Ek is 'n Engelsman, verskoon my. Ek sukkel partykeer met die Afrikaanse woorde. Hoofstuk 4 en vers 13. Dit is nou wat Paulus kom sê vir die jongman Timoteus. En vers 13 gaan en dit sê hierso: Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê, om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Die jong mannetjie. Daar's Paulus wat hom aanmoedig om te sê, lees man, preek. Dit was noodsaaklik vir die mense in daai omgewing. En ons weet hoe die woord uitgegaan het van daar af. Paulus en al sy disippels en apostels, of wat ook al jy wil noem, het uitgegaan na die oral in die wêreld op daai oomblik. Ek en jy is hier so in Kroonstad vandag omdat die woord ook hier na toe gekom het. En ons is hier in die kerk vanoggend omdat die woord vir ons aanraak. En die woord praat met ons. En ons moet vashou aan die woord. En dan wil ek ons net vat hierso na 2 Timoteus 3 vers 16. Luister wat sê dit. Dis 'n baie belangrike skriflesing hierdie. Ek geniet dit altyd om dit te lees. Dit sê hierso, die hele skrif is deur God geïnspireer. Nou wil ek net daar stop. Weet jy hoeveel mense het al aan my toe gekom in die Bybelgenootskap of nou nog, gaan sê hulle, ag man, hierdie Bybel van julle is 'n fairy tale. Dit kan nie nog waar wees in die vandag se lewe nie. Dan kyk ek hulle so en ek sê, nee. Ek sê, waar het jy dit gehoor? Nee, dis wat daai ou sê en die ou en ek sê maar, hoekom luister jy na daai mense? Hoekom luister jy nie na God nie? Jy moet luister na God. En God sal met jou praat in sy woord. Weet jy hoeveel mense het nou gekom met hierdie nuwe vertaling van 2020 sê, ag, dis heidens. Wat? Dink jy God gaan sulke dinge doen? Glad nie. Ek ken God wat ons Vader in die hemel is. Wat sy seun Jesus Christus vir ons gestuur het. En die werke van die Heilige Gees in ons toelaat om nuwe vertalings partykeer te kan gee, want die taal verander. Dit raak al hoe meer modern. As jy kyk na die 1933 vertaling, is anderste as die 83 en anderste as die 2020. Nou as ek kyk na die Engelse Bybel, weet jy hoeveel Engelse vertalings Bybels is daar? Daar is nie net 3 nie. Laas wat ek gekyk het, 130 omtrent. Nou wat een moet ek lees? Is hulle almal verkeerd? Is hulle almal reg? Wel, ek lees die een wat baie mees betroubaar is vir my wat ek ken. Ek lees the King James, dis nou die oorspronklike Engels, maar ek preek nie van hom nie, want ek praat nie so nie. Maar as ek moet voorberei, gaan ek na soontoe. En dan lees ek nou the New International Version, dis my Bybel. Dis die Here wat met my praat, en partykeer lees ek die Good News ook. Dis 3 goeie Bybels, maar daar's ander wat ook goed is, maar dan, onthou, partykeer is al evangeliste mense, en ek maak hulle nie sleg nie. Ek vra net die vraag altyd, Here, hoekom moet hulle Bybel 'n eie naam hê? The Joyce Myers Bible, or this Bible, or whatever Bible. Jy het dit nie nodig nie. God het al reeds vir ons die woord gegee. Gebruik het. Nou kom ek lees verder, sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man en vrou wat in die diens van God staan. As jy in die diens van God staan, moet jy hierdie dinge in jou lewe, jy moet dit aanvaar, jy moet dit uitleef. Sê daar sal volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ons het nie verskonings nie. God berei ons voor. As ek kyk na my eie lewe toe ek begin het, man, ek was 'n introvert, skaam, teruggetrokke. Ek sou nie hier kon gestaan en gepraat het, ek sou dis wie ek was. Een keer in die bankwese het hy my the Master of Ceremonies gemaak. Dit was 'n total flop. Mense het vir my gelag toe ek 'n grapie wou gemaak het. Weet jy hoe ek gevoel? Ek het al weggegaan en gesê nooit weer nie. Tot die Here my gevat en gesê nee, kom. En as die Here deur Moses vir Josua kon verander het om te doen wat hy gedoen het, soos ons gelees het, omdat hy gemediteer het op die woord van die Here, dan was hy suksesvol. Nou, hoe meet ek my sukses in die bediening? Noem nie André?
Hoe het jy jou sukses in die bediening? Ons meet nie ons sukses nie. Ons is geroep deur die Here. Sukses kom deur jou groei. En jy groei. En jy groei en jy kyk terug en jy sê, wow, Here, jy het my gevat van daar af tot hierso en tussenin het daar so baie gebeur. En kyk nou, ek is glad nie skaam om voor mense te staan en vir hulle te vertel van Jesus nie. Baie mense kom na my toe, want ek is nou Engelsman. Dan sê hulle vir my, Jesus, maar hoe kan jy so in Afrikaans praat? Ek sê, maar, is nie maklik hier, maar ek probeer daarom. Mense, as die Here jou roep, soos dit hier so staan, in 2 Timoteus, in hierdie vers 17, sodat die man en vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei, en toegerus sal wees, God gee vir jou alles. Hy gee vir jou alles, dat jy die werk kan doen vir hom, dat jy hom kan dien. Is ons nie toch dienaars van die Here nie, en nie dienaars van die wêreld nie? Onthou, God het jou nodig, daar in jou huis, daar in jou woonbuurt, in jou werkplek, staan op vir Jesus. Ek wil afsluit met hierdie. Toe ek 'n prominent was aan Western Area op die Wesrand, het ek daar rondgestap in die dorp, en daar was nou baie winkeltjies met moslims, en wat ook al, ek stap in die een winkel in, en ek het altyd die gedagte gehad, ek moet nie in die winkels gaan nie, maar die Here lei my in daai winkel in daai dag, en ek gaan daar so, en ons begin praat, en die ou herken my, hy sê, oh, you the minister, jy is die dominee van die kerk, ek sê, ja, he says, all faiths lead to the same God, so it doesn't matter who, and how, and what, en op baie oomlik kyk om, en ek kan niks sê nie, want ek is nog te nat agter die ore, soos hulle sê, I didn't know how to answer him, en ek gaan nou uit, yes, en ek worstel met hierdie, en die Here, dit is asof die Here met my praat deur die week, en hy sê vir my, dit was 'n les vir jou, wees gereed, wees voorberei, so wanneer dit weer met jou gebeur, en toe sê die Here, lees my woord weer, en dis toe wat ek nou vir die eerste keer die Bybel vat en hom deurlees, toe begin ek nou besef hoe ek die woord van die Here nodig het in my lewe, as ek die Here wil bedien in my bediening, as 'n dominee wat geroep is, deur God homself, dan moet ek voorberei wees, so dis vir my lekker om die woord van die Here, in hierdie tyd wat ons nou is, die lydingstyd, ja, dit is nie 'n lekker tyd om te lees van Jesus wat gekruisig is, en alles wat met hom gebeur het nie, dit is nie die lekkerte nie, maar die 3 dae daarna, is dit nie wonderlik nie, die opstanding van Jesus, net vanoggend lees ek weer, met die dames, Maria en Martha, wat so na die leë, the tomb, they come to what's the tomb? Ja, die graf man, daar is hy. En daar is engele daar so, en hulle praat met Maria, en sy draai om, en sy herken nie vir Jesus nie, maar toe hy praat, en haar naam noem, wat? Toe herken sy hom, deur sy stem, hoe herken jy God? Hoe gaan jy vir God herken? Hoe gaan jy vir God herken? Deur sy woord. Jy sal weet wanneer God met jou praat, want hy gee vir jou daai vrede, hy gee vir jou daai wysheid, hy gee vir jou alles wat jy nodig, alles waarvan Paulus hier praat, met die jong man, hy rus jou toe met alles wat jy nodig het. So mense, kom ons staan saam, nogmaals baie dankie vir julle bydraes tot die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, en ek wil net vir jou noem, daar's 'n boer in seker gedeelte van Suid-Afrika, hy het ook in die kerk gesit een Sondag, en die dominee was daar so, en hy praat toe oor die Bybelgenootskap, en die Here raak sy hart aan. En hy bel toe die Bybelgenootskap, sê die dominee moet hom kom sien daar op die plaas, en hy ry toe, en hy kom daar by die plaas, en die boer wil toe nou sê, kyk, die Here het met my gepraat, ek moet vir die Bybelgenootskap gee. Want vertalingswerk kos 25 miljoen rand hier in Suid-Afrika op hierdie oomblik. Dis wat dit kos, om een Bybel te vertaal. En hy wil 'n bydra maak, elke liewe maand. En weet jy nou, hy is so 'n maand terug oorlede. Maar voor hy oorlede is, het hy nou die Bybelgenootskap toe gekom en gesê, weet jy, ek het soveel besighede, die Here het hom so geseën. As jy die man sê,
in English we say is a humble person. Jy sal nie sê dat hy hierdie ryk man is, daar in sy woonbuurt is, in sy dorp nie. Jy sal nie dit sê nie, want hy is net plat op die aarde persoon. Maar hy het baie geld. Hoekom? Want die Here het hom geseën, deurdat hy vrygewig is in wat hy gee, vir wie ook al. Maar toe wil hy vir die Bybelgenootskap gee. En hy sê toe, hy reël toe sommer klaar voor die tyd, hy sê, wanneer ek doodgaan, my legacy, in my boedel, sal daar 20 miljoen rand wees vir die Bybelgenootskap. Nou, mense, as hy dit vir Bybelgenootskap, vir wie gee hy nog? Dis nie vir my om te weet nie. Maar God weet en God besef het. So, net na COVID, is ek daar die streekhoof in Bloemfontein, en ek sien hier ons geld wat deurkom, maar hulle is nie 'n donateur nie. Hulle het nie donateurnommer of wat ook al nie, maar die naam is daar so, en ek spoor hulle toe op, en ek bel, en die tannetjie sê, maar die oom is al oorlede. Hy het COVID gekry en hy is toe oorlede. Ek sê, ek jammer om dit te hoor. En ek praat toe met haar en ek volg toe op, en na die tyd toe sien ek net een dag, hier kom haar boedel, na die Bybelgenootskap toe. Sy is ook toe oorlede. Sy het vir die Bybelgenootskap op daai oomblik na COVID, het ons geld nodig gehad, en God het geweet, het sy 11,5 miljoen rand in haar boedel gelos vir die Bybelgenootskap, sodat ons net 'n boost weer kon kry, om aan te gaan. Vir 205 jaar hierdie jaar, 23 Augustus, sal die Bybelgenootskap 205 jaar oud wees. Dis lank. Dis een van die langste organisasies in Suid-Afrika. Hoekom? Want is die woord van die Here wat moet uitgaan. Mense, kom ons staan saam, kom ons loof die Here, kom ons vat die woord van die Here, kom ons aanbid die Here en sê dankie vir sy woord. Want sy woord, let's pick up our crosses, tel op die kruis en dra dit vir Jesus. Tel op die woord. Amen. Kom ons bid saam. En na die gebed gaan ons dan die Onse Vader saam sing. Ag dierbare Hemelse Vader, dankie dat ons kon geluister het en 'n boodskap gekry het om te besef hoe belangrik u woord vir almal is, Here. Laat u vir ons die woord gegee het, laat ons kan gelei word in ons lewens, want die woord is belangrik. En u het die woord bymekaar gesit, u alleenlik. U het mense gebruik, ja, maar u, o Here, u is die een wat die woord, in elke vertaling wat gebeur, Here, u is betrokke daarso, want u is in beheer. En ons sê vir u baie dankie. Baie dankie vir die Bybelgenootskappe dwars oor die wêreld, in elke land, en al die organisasies wat betrokke is met vertalingswerk, Here, sodat die woord van die Here kan uitgaan in mense se eie tale. Baie dankie, Here, vir vertalings. Baie dankie dat die Bybel gedruk kan word in China, daar waar ons gelees het. En dis 'n groot plek waar die Bybels gedruk word, die drukkers. Maar Here, u het dit so gelei, u wou dit so gehad het, sodat daai mense in China ook 'n Bybel in hulle eie taal kon gekry het. Here, ons dink aan die wêreld en wat aangaan in die wêreld, en daar's so baie oorloë. Ag Here, ons wil tog vra vir vrede. Maar Here, dis ook maar wat ons lees in die Bybel, dat dit die eindtye is, en daarom moet ons so nader aan U beweeg, Here, soos nooit tevore. Dat ons nie wil agtergelaat word deur dat nalatenskap, Here, omdat ons nie die woord lees nie. So Here, praat met ons in 'n manier, op 'n manier, Here, sodat ons kan weet en besef dat ons nie moet opgee nie. Dat ons nader aan U moet beweeg, want U is al klaar hierso. U wag net vir ons om uit te roep na U toe. Al is dit in gebed, al is dit deur die woord. Maak nie saak hoe ons getuienis gee nie, maar U is met ons, Here. Here, ek wil tog kom bid hierso vir die kerk hierso, vir Suidrand en vir Dominee Gerard en sy kerkraad, vir die leiers, vir die gemeentelede en die besoekers wat hiernatoe kom, vir die mense in hierdie gemeenskap, Here, en ons wil vra, Here, dat U vir ons sal omhels met U liefde, dat U vir ons sal help om U liefde te kan uitleef elke liewe dag, want dit gaan maar tog oor U liefde, want God, U het ons eerste lief gehad. En so Vader, baie dankie nou vir die betrokkenheid van so baie mense in die kerk van Christus, want ons wil dienaars wees. En ons vra nou dat U met elke familie hier sal wees, dat U vir hulle sal seën,
in hierdie dag, in die week wat vorentoe lê, in die maande, want Here, elkeen van ons moet sterf, elkeen van ons moet doodgaan, maar dankie Jesus Christus, dat U die opstanding is, en dat U die lewe is, en laat ons kan lewe, in die hoop van, dat ons eendag saam met U in die hemel sal wees, daai wonderlike nuwe Jerusalem, waarvan U praat, en Here, soos ons nou aangaan hierso, dankie, laat ons so kan saamkom, ons vra dit alles nou in U wonderlike naam, die naam van Jesus Christus, wat ons geleer het, om daai gebed te bid, en soos ons aan lekker saam sing, Here, die Onse Vader.